Goeiedag en baie welkom by hierdie episode van Leeflig, waar ons bietjie gaan stilstaan by trauma onder jong mense. So ek gaan nie alles herhaal oor trauma wat ek in 'n vorige episode gesê het nie. Ek wil net 'n paar opmerkings en riglyne deel wanneer dit kom by trauma onder jong mense. Ons tieners leef vandag in 'n heel ander wêreld as toe ek groot geword het. In my skooldae was dinge anders. Ek kan nie onthou dat daar kinders was wie se ouers geskei is nie. Ek het nie gehoor van ouers wat kanker gehad het nie. En ek kan nie onthou dat iemand se pa of ma sommer net oorlede is nie. En as daar iets ergs gebeur het, was dit dalk op die 8 uur nuus en ons het dit nie eers altyd gekyk nie. Die koerant was daar, maar ons het dit ook nie altyd gelees nie, of ten minste nie ek as 'n kind nie. Vandag is dit soveel anders. Vandag is trauma oral. Dis op TikTok en is op Instagram, is op YouTube, op WhatsApp, op die nuus-apps. En jong mense sien alles en hulle sien dit dadelik. 'n Geskietery in Amerika, 'n oorlog in Midde-Ooste, 'n selfdood in 'n plaaslike skool of selfs 'n bekende persoon wat iets tragies oorkom. En al het dit nie met hulle gebeur nie, beleef hulle dit asof dit deel is van hulle wêreld. Dit is wat ons noem sekondêre trauma. Wanneer jy nie self die gebeurtenis beleef het nie, maar jy dra die emosionele impak daarvan, omdat jy dit gesien het, of dit gehoor het, of dit gelees het. Trauma is iets wat met jou gebeur, wat jou heeltemal oorweldig. Dit oorweldig jou liggaam en jou gees. Die uitdaging, veral wanneer dit kom by tieners en trauma, is dat tieners nie altyd die hanteringsmeganismes het om dit op 'n gesonde manier om daarmee te deel nie, omdat hulle so jonk is. Daarmee sê ons nie, daar is fout met hulle nie. Hulle is net heeltemal oorlaai. Die punt is, jong mense is eintlik nie veronderstel om met soveel trauma te deel nie. Ons wil hulle eintlik graag daarvan beskerm. Maar ongelukkig in hierdie harde en stikkende wêreld van ons, deel ons ongelukkig wel met trauma. En ongelukkig dan, omdat jong mense nie altyd gesonde hanteringsmeganismes het nie, kry hulle ongesonde maniere om te cope. Nou tekens om voor op te let vir ons as ouers of volwassenes is die volgende. Eerstens, emosionele uitbarstings. Hulle word verskriklik kwaad, of hulle huil sommer maklik, wat nie pas half by die omstandighede nie. Dis eintlik half buite konteks sal hulle byvoorbeeld baie huil of baie erg kwaad raak. Dit pas half nie by die iets wat gebeur het nie. Natuurlik 'n goeie weggee vir iets wat verkeerd is in hulle lewens is as daar ewe skielik fout gaan met hulle punte. Punte wat erg daal. Of dan die gebruik van alkohol of dwelms. Of dan ongelukkig maak hulle self seer. Hulle sny hulle self. Baie jong mense vandag maak hulle self so seer. Kyk 'n bietjie, hulle dra skielik lang mou klere in die somer. Jy kry dalk skerp voorwerpe in 'n kamer soos lemmetjies. Ewe skielik is die asblik in die badkamer vol pleisters of bloedbevlekte tissues of verbande sonder 'n duidelike rede. Of op hulle lywe sien jy maar daar's baie krapmerke, snymerke of selfs brandmerke. Baie dikwels op die arms, die bene, die buik of dye. Dan sal hulle ook geneig wees om hulle te onttrek van familie en vriende. Hulle kry ook
nagmerries wat hulle nie normaalweg gekry het nie. Nou as jy hierdie simptome 1-1 sien in jou tiener, dan is dit al klaar rede tot kommer. Maar wanneer jy van hierdie simptome saam sien en hulle herhaal, is dit rede tot groot kommer. En daarom is dit so belangrik dat ons sal wakker wees en sien wanneer 'n tiener deur iets traumaties is en dan begin hulle gedrag verander, dat ons dit dadelik sal adresseer. Wees fyn ingestel op jou kind, sodat jy vinnig kan optel as iets vreemds is in hulle gedrag. Moet jouself asseblief nie soos 'n volstruis gedra en jou kop in die sand druk en dink, ag, dis seker maar net 'n fase, dit sal verbygaan nie. Nee, doen iets. Doen dit so gou as moontlik. Tree op, jou kind het jou nodig. Nou wat 'n soort trauma ervaar tieners? Die mees algemene trauma onder tieners, is hartseer om te sê, is seksuele misbruik. Wees op die uitkyk daarvoor, beskerm jou kind. En meeste van die tyd is dit iemand wat hulle ken, 'n familielid. So wees bedag wanneer jou kinders oorslaap, het sy by maatjies of selfs familie. Wees baie versigtig en maak seker by wie jy jou kind toelaat om oor te slaap, byvoorbeeld. Ander vorme van trauma is emosionele verwaarlosing of misbruik. Voorbeeld daarvan is kritiek en vernedering wat ouers as kommunikasie gebruik. 'n Ouer wat sal sê, jy's niks werd nie, jy sal nooit iets reg kry nie, of jy maak my lewe moeilik. Of 'n ander manier is manipulasie deur skuld of skaamte, wat 'n ouer sal sê, as jy my lief gehad het, sou jy nie so gemaak het nie, of jy maak my siek met jou gedrag. Of wat mense deesdae gaslighting noem. Die kind se ervaring word ontken. Daar word byvoorbeeld vir hulle gesê, dit het nooit gebeur nie, jy verbeel jou dinge. Of onvoorspelbare emosionele uitbarstings. 'n Kind leef in vrees en hulle weet nooit wanneer hulle ouer gaan ontplof nie. Of koue straf of emosionele onttrekking. Wanneer 'n ouer sê, ek gaan nie met jou praat nie, jy is nie meer my kind nie. Nou dis emosionele verwaarlosing. Fisiese verwaarlosing of misbruik is byvoorbeeld stres as gevolg van armoede of gesinsgeweld. Ook wat kan lei tot trauma is 'n skielike, ernstige mediese kondisie by 'n kind. Kind word skielik gediagnoseer met kanker en hulle hele wêreld stort in duie. Of 'n familielid met 'n afhanklikheid en 'n kind moet dit wegsteek. 'n Kind moet dit as 'n geheim hou, hulle mag nie daaroor praat nie. Sjoe, die lys is lank, nê? Hierby kan ons voeg, in vandag se tyd selfs, wat nog trauma kan veroorsaak by kinders, is 'n gewapende roof, of 'n plaasaanval, vir motorkaping, vir ernstige motorongeluk, ernstige liggaamlike wonde, vir oorlog. Ons dink nie ons gaan dit hier beleef nie, maar kinders in die wêreld beleef oorlog, terminale siekte, of waar voorvalle van verlies die dood van 'n geliefde veroorsaak, 'n egskeiding, 'n verlies aan ledemate waar iemand 'n arm of 'n been verloor. Die lys is eintlik baie lank. Nou, ek wil iets met julle deel oor geestelike eerstehulp. Nou, wie van julle het 'n eerste hulp kursus by die skool gedoen? Miskien lank terug. So, as iemand sou stik aan 'n stukkie vleis, sal jy min of meer weet wat om te doen, nê? Maar ons is dalk minder bekend met geestelike eerste hulp. As iemand byvoorbeeld 'n paniekaanval kry, weet ons nie wat om te doen nie. Ons eerste instink is dikwels om te sê, ruk jou reg, of dis nie so erg nie, maar dis nie die regte respons nie.
van daardie persoon stik nie aan 'n stuk vleis nie, maar aan vrees, aan pyn, aan trauma. En wat hulle nodig het, is iemand wat kalm bly. Moenie paniekerig raak nie. Jou rustigheid help hulle reguleer. So kom ons kyk bietjie na 'n bietjie geestelike eerste hulp wat ons kan toepas. Die doel hiervan is om iemand in 'n krisis se nood te kan identifiseer, te verstaan en te reageer op 'n manier wat die persoon te verstaan en te reageer op 'n manier wat die persoon wat ly te help. Wat sal ons in ons geestelike noodhulptassie sit? Eerstens is dit nodig dat jy moet bepaal hoe ernstig hierdie situasie is. Is die persoon se lewe in gevaar of nie? Luister dan sonder oordeel. Dis 'n besonderse skill. Dis nodig dat die persoon voel, hulle word aanvaar, hulle word steeds gerespekteer en verstaan. So kies jou woorde baie mooi. Kyk na jou liggaamstaal. Moenie druk of vrae gee nie. Vermy byvoorbeeld om te vra, wat's fout? Hoekom huil jy? Fokus net om teenwoordig te wees. Gebruik eenvoudige, sagte woorde en sê byvoorbeeld, ek is hier, jy is veilig, asem stadig saam met my. Gee versekering en inligting. Verseker die persoon dat dit nie hulle skuld is nie. Moet hulle nie blameer vir hulle simptome nie. Laat hulle verstaan dat daar gedeel kan word met hulle situasie en dat alles oukei sal wees. En moedig hulle aan om professionele hulp te kry. Moedig informele ondersteuning aan, want dalk is die persoon nog nie reg om hulp te soek nie, maar moedig hulle aan om hulle self ook te kan help. Dit hang af van die graad van die probleem, die graad van die trauma, deur byvoorbeeld meditasie of mindfulness, oefening, 'n gesonde leefstyl, om motiverende boeke te lees en tussen positiewe mense te bly. Geestelike eerste hulp vra nie 'n graad of 'n diploma nie. Dit vra net 'n hart. Jy hoef nie alles reg te kry nie. Jy hoef net daar te wees. En ek dink ek praat namens meeste groot mense as ek sê, ek is jammer dat dit met jou as jong mens moes gebeur het. Ons leef in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld en daarom gebeur die verskriklike en vreeslikste goed met ons. Dit was nie deel van God se plan nie. God het 'n perfekte wêreld vir ons geskep. Ek weet van geen kind wat ongelukkig gebore word nie. Daar gebeur goed met ons wat ons lewens opmors. Maar die Here wil jou vandag verseker dat hy jou nie alleen sal laat nie. Dat hy nie van jou sal vergeet nie. Dat jy sy kind is en dat hy jou oneindig lief het. Dat hy jou wil help om in die trauma te deel en om gesond te word. Onthou dat jy die trauma netwerk toep app op jou foon kan aflaai. En daar het jy dadelik toegang tot kontaknommers van sielkundiges, beraders in jou omgewing. Maak gerus daarvan gebruik. Reik uit, vra vir hulp, dis net 'n oproep weg. En al is dit net vir jou wat die persoon moet ondersteun, jy kan ook hulp en ondersteuning kry om jou in 'n beter posisie te sit om die persoon te help. Dankie dat jy geluister het. Stuur asseblief aan iemand hierdie potgooi wat dit dalk nodig het. En onthou as jy van die inhoud hou om te subscribe op YouTube vir die nuutste potgooi. Tot volgende keer.
Kom ons help mekaar om lig te leef.